Die Katholieke glo, hy is God. Vir hulle is hy God, hulle weet nie wie self van nie. En dis ook partykeer die woord God gebruik om die saak te verduidelik. Terwille van hulle. So wat sien ons? Ons verstaan dan op die einde van die dag dat die woord, die Romeinse regering stig die Roman Catholic Church. Roman staan vir Roman Empire, staatskerk. Catholic staan vir United, en Church beteken universally. And that's why today she's called the mother of all churches universally. Ek gee dit in Engels soos dit in Engels staan. Sy is die moeder van alle kerke. En dis hoekom ons protestante kerke, of meeste van ons protestante kerke en charismatiese kerke, buig hulle knie voor die paus en die vrymesselarij. Hulle almal buig hulle knie voor die Rooms-Katholieke kerk. Self ons Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap en die wêreld Bybelgenootskappe. Dis hoekom hy al die Bybelvertalings het en so korrupsie het en so gemors het met al die nuwe Bybels wat uitkom terwille van vooruitgang. En omdat die vorige Bybels nie meer relevant is aan die tyd waarin ons lewe nie, maar dis 'n klomp snert. Ek sal 'n 33 Bybel vir enige kind van 12 gee en hy of sy kan vir my lees wat daar staan. Sonder 'n probleem. Hy slaat die Bybelgenootskappe wat deur die Roman Catholic Bible Federation beheer word en ons eie United Bible Society, hulle verander dit alles, want nuwe Bybels is groot geld maak besigheid. So op die einde van die dag gaan dit vir ons oor die waarheid van die Bybel. Jy sien, dit help nie ons storm in die oorloë in, en ons sien Amerika het nuwe vuurpyle wat kan in die grond inpenetreer deur bankers en ek jy moet my verskoon, maar ek moet Engelse woorde gebruik hier en daar. Dis hoe dit is. Staan nie met my jou ore toedruk. Dis nou maar ongelukkig hoe dit is. Ek kan dit nie help nie. Daar is eenvoudig net sekere woorde. As ek sê van 'n buffer, dan weet niemand wat 'n buffer nie, want 'n kar het 'n buffer. En 'n buffer is 'n ding wat dit tussen twee goed is, maar as ek vir jou sê 'n banker, dan weet die ouens 'n banker is 'n plek waar ouens wegkruip. En dit help nie ons praat oor die oorlogtegnologie en al die goed nie. Ons moet die rede verstaan. Ons moet die bloedlyn verstaan van die vloek wat daar is, wat deurgekom het. En weer, wat die mens oor hulle self gebring het, wat die Israeliete meeste van die tyd oor hulle self gebring het. En dus hoekom ons oor na hierdie goed moet kyk, om dit te kan verstaan. Wanneer ek dan later met u oor die bloedlyn van Vader Abraham praat, waaruit Jahshua sou voortgekom het, die saad, die een saad, dan, en u het al hierdie agtergrond wat ek vir u gegee het, dan is dit maklik, ek verwys net so en so, en u verstaan dit onmiddellik, want u dit klaar het opgeneem, dit is gepenetreer. En elke ding wat ek vir hierso sê, is 'n bewyste feit, is nie duimsuig, gryp in die wind, teologie nie, dis wêreldfeite, wêreldgeskiedenisfeite. Onthou net, omdat ek 26 jaar in geen kerk behoort nie, het ek nie nodig om vir jou enigiets te verduidelik wat nie skriftuurlik is nie, en wat nie feitelik is nie. En dis hoekom ek 'n eskatologie spesialis is. En ek roem nie as daarin as ek sê, ek is een van die eskatologie spesialiste in die wêreld vandag nie. Ja, jy sal sê ek het 'n verwaandheid. Nee, dis nie wat dit is nie. Men Dr. Chris Barnard, toe hy die ou se hart oorplan die eerste keer, hy het dit genoem omdat hy spesialis is. Ek is 'n spesialis in my vakgebied van eskatologie. So op die einde van die dag gaan dit oor die geopenbaarde woord. En saam met dit gaan dit oor die geskiedenis. Want jy kan nie die Bybel verstaan as jy nie sekere geskiedenisfeite verstaan nie. En dis hoekom ek vir hierdie inligting gee. Dat wanneer ons daarvoor by sekere goed kom, dat ons nie voor dit toe deur gaan staan en hom en haar nie. Maar dan weet u selfs wat dit is. En jy moet jou pastoor oor die goed gaan praat, of jou predikant. Hy sê vir jou, sê broer, sit daai YouTube kanaal af, en moenie soontoe gaan nie, is 'n demoon. Moenie na daai professor luister nie, hy is halfmal. Dis nie vir my snaaks, hy het al jare terug my gesê, 40 jaar terug gesê ek is halfmal. Vandag is ek nie halfmal, ek is heeltemal mal. Mal vir Jahshua, dat hy so goed is om hierdie evangelie van genade aan ook my te kon openbaar het. En jy weet wat sê die woord, ek is niks spesiaal nie. Hy sê, hy openbaar hom aan wie hy wil.
En U is dalk die volgende een wat hy hom aan wil openbaar. So nou verstaan ons waarom Hitler 6 miljoen Jode vermoor het. Almal weet Hitler het 6 miljoen Jode doodgemaak. Maar hoeveel mense weet was die rede? En dis hoekom my boeke so belangrik is. Al my boeke, en ek bemark nie my boeke nie. Daar's 26 boeke, A4 en A5 boeke, 500 plus bladsye. Dis jare en jare en jare se navorsing en studies wat daarin is. En eendag gaan daar tyd aanbring wat hulle die internet gaan blok. Hulle gaan sekere boodskappe blok en hulle kan die goed ook blok. En dis hoekom dit so belangrik is dat die goed in boeke moet wees. Dat wanneer die Jode dit gaan kom, die Jode gaan dit doen. Wanneer die Jode gaan kom om die goed te blok. Want hulle speel hand aan hand met die Rooms-Katholieke Kerk. Die Jode, hulle glo die besnydenis, hulle glo aan dit en hulle en die Katholieke is hand op die blaas. Gaan dit later vir u wys.